Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Die Heiland is gebore, soos Eeuwe reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Hy bly in hemelkore, wil ons ook juich en sing. Ons Heiland is gebore, is hy wat redding bring. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo in hom. Dis daarom juich ons harte op die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons.
blye tijden, voor die blye tijden, helder klinkt het met Kersfeesttijd. Lief was ons verloren, Christus is geboren, juich dan allemaal jubel oor die zaligheid. Oor die goeie tijden, oor die blije tijden, oor ons is Kersfeesttijd. Blije hemelkore, loof die kind gebore, juich nou mensdom prijs om tot in eeuwigheid. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus, die Here is. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde, in die mense 'n welbehaag. Die Heiland is gebore, juich saam met engelekore, hy die hemel
gegaan en hierdie dinge sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En hulle het in haast gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel het. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê het. En terwyl hulle daar was, is die dag vervul dat sy moet baar. En sy het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was. Spreek daar 'n engel in die nag, wees bly, bly, wees bly, loof die Here.
tussen die ukuleleke, jou sal in hom verlossing vind. Wees bly, wees bly, bly, wees bly. Loof die Heer, loof die Heer. Jesus die Redder, maak ons vry. Jesus die Redder, maak ons vry. En toe Jesus in Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van die koning Herodes, het daar wyse man uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê: Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. O Christus, ons verlange, nie het ons heil gebring, sal ooit ons jubelsange, die lof na waarde sing, vervul in welbehaar, ons harte met die Gees, sing ons in hierdie dag, 'n ware Christusfees. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar. Dis of ek die engel, die boodskap oorbring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herders en wyses het dit eerste geglo. En deur al die jare bou Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons werk. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Ons verloren, maar nou kan ons voor Jesus vry, ons as mens gebore. In doeke is hy neergeleg, hy maak by mense woorde.
Geliefdes in ons Here Jesus, ek lees weer hierdie verse wat jy nou gehoor het uit Jesaja 9, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasies vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak, hulle is vrolik voor u aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van die drywer, het hy verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, dien tot 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare het dit gedoen. Kom ons sluit die oë in gebed. Wonderlike Vader, dis vir ons heerlik om die lof te kan besin, soos die engele spontaan 'n lied opgedra het aan u en u besing het en die herders hierdie lied kon hoor, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense wie u welbehaag het. Ons dankie Here dat ons vandag ook ons stemme kan laat weer klink tot u lof. Ons dankie dat u eeue reeds voorspel het dat die Messias kom en Here Jesus dat u dit 'n werklikheid gemaak het, dat u beloftes hou. En nou is ons gebed dat u ook hierdie woorde in ons harte sal skryf. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, net so 'n paar gedagtes wat ek wil onderstreep met hierdie kosbare gedeelte uit Jesaja 9. Jy het nou al 'n bietjie met Jesaja te doen gekry en jy weet die konteks. Dit was moeilikheid. Jy ken die konteks van koning Agas wat in Jerusalem was, koning was en hy het groot probleme gehad. Van die noordelike kant af was die volke wat hom bedreig het. Die Here het beloof in Jesaja 7, jy het gehoor, Jesaja 7 vers 14 is gelees, 'n Immanuel teken, dat die Here met hom sal wees en hom sal help, maar nou Agas het sy eie planne gehad. Hy wou nie die Here se hulp hê nie. In Jesaja 7 en 8 verder hoor ons dan hoe die Here oordeel uitspreek oor hierdie arrogansie van mense wat dink hulle kan hulle eie raad maak en hulle kan dalk selfs die dooies raadpleeg in Jesaja 8 vers 19 en 20. En dan in die volgende oomblik sien ons die lig breek deur Jesaja 9 vers 1. En dit tref 'n mens as hy hierdie woorde gebruik van die volk wat nou 'n lig sien. Vers 23 in hoofstuk 8 sluit af, want nie langer sal dit donker wees daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Sebilon en die land Naftali in veragting gebring. In die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, oor kan die Jordaan, die streek van die heidene. En hoe aangrypend is dit, dis waar die Here Jesus vandaan kom. Dis waar hy gebly het en dis waar hy gewerk het. Nou ons moet weet wat daar gebeur het. In Jerusalem was dit nog vir 'n tyd lank dat die Israeliete self daar gebly het. Toe hulle nou weggevoer is in ballingskap die noordelike ryk in 722, toe het van daardie leiers van Assirië heidene gestuur om in hierdie land van Sebilon en Naftali en Galilea te kom bly. En hulle het vermeng geraak, hulle het uiteindelik die Samaritane geword wat verag is deur die Jode. Jy sal onthou, toe Jesus met die Samaritaanse vrou praat by die put in Johannes 4, was die disippels verbaas, want die Jode het nie met Samaritane gepraat nie. Hulle was 'n baster volk met 'n baster godsdiens. Maar nou sê die Here, wat jy sou verwag, as daar nou 'n koning moet kom wat die wêreld verlos, waar sal hy gebore word? Almal sal dink Jerusalem, die stad waar die tempel is.
Maar nou kom die Here reeds 8 eeue voor dit gebeur en hy sê, hierdie is die plek, Sebulon en Naftali. Dis waar die Messias sal wees. Vir die mense wat dit gehoor het, was dit, dit klink nie reg nie. Hoe kan die Here uit hierdie plek waar die heidene nou maar, of hierdie baster Israeliete bly, daar die verlossing gee, waar die Here sê, dis waar sy lig sal skyn, en sy lig sal deurbreek in die duisternis. En uiteindelik hoor ons hoe Johannes op 'n aangrypende manier beskryf, die Here Jesus is die lig. Wanneer hy op sy manier deur die Heilige Gees geïnspireer, in Johannes 1 hierdie woorde gee, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan verklaar hy in die res van hierdie lied, Johannes 1 vers 1 tot 14, in vers 14 hoor ons, en die Seun van God het mens geword, en het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid gesien. Iets van die lig, wat hy 8 eeue tevore voorspel het ons realiteit geword. En dan die vreugde wat het bring, sê vers 2, jy het hulle vrolik gemaak, soos iemand vrolik is in die oestyd, iemand wat juig as die buit verdeel word. En dis wat ons vandag ervaar, vreugde oor Kerstyd, oor die Here Jesus bereid was, om in ons ou donker wêreld die lig te kom word, deur sy menswording. Want dan stel hy dit baie duidelik. In vers 3 en 4 van Jesaja 9 hoor ons, dat die Here 'n verandering gaan aanbring. Hy verwys in vers 4 na die dag van Midian. Nou Midian herinner ons aan nou Gideon en sy Gideons bende. 300 oukies wat die magtige Midianitiese ryk aangevat het en die Here het vir hulle die oorwinning gegee. En dit is iets daarvan wat weerspieël word in die oorwinning wat die Here Jesus aan die kruis behaal het. Die heerskappy is op sy skouer. Hy is die een wat die mens verlos. Nie net van hulle sonde en van die dood nie, maar veral van die toorn en die straf van die Here op die sonde. En uiteindelik hoor ons, daar is een manier hoe God dit doen, en hy beskryf in vers 5 en 6, deur 'n mens. En wanneer 'n mens nou hoor van die kind wat gebore word, die seun wat aan ons gegee word, dan besef 'n mens, dit is 'n mens, soos ek en jy, vlees en bloed, gebore uit 'n vrou. En eintlik weet ons, die Bybel beskryf dit ook, Filippense 2 vers 6 is baie duidelik daaroor. Van ewigheid af is Jesus God. Maar by sy ewige goddelike natuur het hy ook 'n menslike natuur aangeneem en 'n mens soos ons geword. En dis wat Jesaja beskryf 8 eeue voor die tyd. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Maar nou moet jy baie mooi oplet hoe hy beskryf word hier, want die eienskappe wat hier gegee word, 2 in die besonder, kan nie menslike eienskappe wees nie. Luister weer na die woorde, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Nou daar's mense van wie jy dalk kan sê, ja, hierdie persoon is regtig 'n goeie raadsman, of hierdie ou is regtig iemand wat vrede bring, 'n vredevors, maar van niemand, geen mens kan gesê word, hierdie mens is ewige God, en hierdie mens is ewige Vader nie, maar van die Here Jesus, weet ons, hy is nie net mens nie, hy is ook God. 8 eeue voor die tyd kom Jesaja met hierdie kragtige boodskap en hy sê, dit is hoe die Messias gaan wees. Volkome mens soos ek en jy, 'n kind gebore. Nie gemaak nie, gebore. Maar ook van ewigheid af, die sterke God. Die een wat vaderlik om oor ons ontferm, die een wat die verlossing bring. Sy vrederyk is die ryk wat geregtigheid bring. Vandag nog is ons gebed dat ons vra dat die Here Jesus ons raad gee in die dinge waarmee ons worstel, elke dag in die besluite wat ons moet neem, en die goed wat ons onseker maak en bang maak en angstig maak, vra ons Here, wees ons wonderbare raadsman, wat deur die Heilige Gees ons toerus. Hy is die sterke God. Hierdie naam is so betekenisvol. Die volk Israel moes hoor dat die Here self is die een wat hulle verlos. Hy het beloof, die in sy naam sal wees Immanuel, God met ons, en ons het gehoor in Matteus 1 vers 23, Matteus bevestig wat Jesaja gesê het, in Jesaja 7 vers 14, het waar geword in die Here Jesus. Hy is die Immanuel, die God met ons.
Hy is die ewige Vader. Sy vaderskap word beklemtoon deur Johannes wat sê hy is ons herder. Hy is die een wat ons ontferm, wat ons versorg. Hy is die een wat sy lewe afgelê het sodat ons sy skape kan lewe. Maar hy is ook die vredevors. Met sy opstanding uit die dood lê vir ons voor 'n ewige toekoms by God. Gee hy vir ons vrede in die hart. Hy gee dit vir sy disippels na sy opstanding met hierdie seëngoed. My vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld gee nie. Gee ek vir julle nie. Vrede waarvan niemand jou kan beroof nie. Vrede in jou hart, want jy het vrede met 'n God wat jou eintlik moet straf, wat jou Vader is. En nou kom vers 6 en vers 6 beskryf op so 'n aangrypende manier. Hier is vrede sonder einde. 'n Heerskappy van die Here. Wat hy beloof het aan Dawid in 2 Samuel 7, dat daar altyd iemand uit sy nageslag op die troon sal wees, het in Jesus het die Dawids verbond 'n werklikheid geword. So hoor dit in die lied van Maria en die lied van Sagaria, wat beskryf word in in Lukas 1. Deur Jesus het ook hierdie belofte vervul. Oor die troon van Dawid het hy 'n ewige ryk gevestig. Hy sê uiteindelik die ywer van die Here sal dit doen in Jesaja 9 vers 6. God self is die een wat die Messias ryk vestig wat ons vandag oor sing. Wat die Here vir Agas gesê het in Jesaja 7 vers 9, as julle nie in geloof standhou nie, sal julle nie standhou nie. Maar omdat ons in geloof aan ons Here Jesus vashou, weet ons, daar is hoop. Wanneer dit moeilik raak, wanneer die pyn erg is, wanneer die verlies groot is, wanneer ons onseker is en bang is, dis juist dan wanneer die lig deurbreek van God se genade. Dat uit die stomp van Isaai, Dawid se vader, het die nageslag kom en die een wat uiteindelik die ewige hoop bring ook aan u en my vandag. Mag ons vandag opnuut weet die Here Jesus hou sy belofte. Hoe aangrypend mooi dat in die onmoontlike situasie van die duisternis van Sebulon en Naftali wat 'n heidense volk geword het, het die Here kom werk met krag en met lig. In jou onmoontlike situasie werk die Here met krag. Dit wat ons nie dink moontlik is nie, daar werk sy genade. Dis uit genade dat hy ons verlos. Amen. Yeah.
ons van die Gees van die Here is, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Loof God met basyn geklank, loei hom neder hy som dank. Loof God met die krag en lijk, loof God met die krom en vry, loof God met die blye skare. In die dag sal die spruit van die Here wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. Kom ons staan. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.